ons groet u vanuit Lofdal gemeente, al het 'n groot voorreg om die woord van die Here te kan bedien. En ek wil vanaand 'n bietjie met u praat oor vertrou God ten opsigte van omstandighede. Vertrou die Here al sou omstandighede nie altyd gunstig saamwerk. Die 2 Konings, die 3de hoofstuk, vanaf vers 5 tot en met vers 8 sê, maar na die dood van Agab het die koning van Moab, van die koning van Israel afvallig geword. En in dieselfde tyd het koning Joram uit Samaria uitgetrek en die hele Israel gemonster. Ook het hy Josafat, die koning van Juda, laat weet, die koning van Moab het van my afvallig geword, sal u saam met my trek om teen die Moabiete te veg? En antwoord, ek sal optrek. Ek sal wees soos u, my volk soos u volk, my perde soos u perde. En hy vra, met watter pad sal ons optrek? Met watter pad sal ons optrek? Toe antwoord hy, met die pad deur die woestyn van Edom. Nou, as 'n mens die gedeelte lees, is dit baie duidelik dat daar 'n soort van 'n koalisie gevorm was deur hierdie 3 konings om teen die Moabiete te veg. En ek wil graag Spreuke 16 vers 20 gebruik as die teksgedagte om so 'n bietjie die goed bymekaar te sit vanaand, waar die woord van die Here sê, wie ag gee op die woorde sal die goeie vind, en hy wat op die Here vertrou is gelukkig. Hy wat op die Here vertrou is gelukkig. Maar wie ag gee op die woorde sal die goeie vind. Nou, dit is baie belangrik dat wanneer 'n mens hierdie gedeelte heeltemal lees, ons agter gaan kom dat hierdie persone soort van hierdie sameswering gevorm het, sodat hulle teen die Moabiete kon veg, en toe het hulle basies gevra, met watter pad sal ons optrek? En dan vind ons dat die pad waarmee hulle opgetrek het, redelike probleme opgelewer het. Dit bring my vanaand by die gedagte, en ek glo dat die gevaar van verkeerde paaie is legio. Ek weet nie hoeveel keer in u lewe het u al verdwaal, baie keer by plekke uitgekom, en 'n mens besef maar net in die wêreld waarin u en ek vanaand lewe, hoe gevaarlik dit kan wees, as 'n mens die verkeerde pad neem, en die verkeerde roete neem, en jy dalk by plekke uitkom waar jy nie weet waar jy is. Iemand het eendag gesê, toe daar 'n baie gevaarlike area was, toe sê hy is nie bang om daar in te gaan nie, hy is net bang hy kom nie weer uit nie. So dit sê vir ons, dat hierdie persoon onseker was, wat aan die binnekant gaan gebeur. Daarom het die verkeerde paai dikwels kan gevaarlik wees, maar het beroof 'n mens ook van baie tyd. Ek kan onthou, nie baie lank terug nie, het ek en my vrou vereniging toe gery, en toe sê ek vir haar, ek wil graag weer met die ou paaie ry. Ag, halleluja. Die ou paaie wat daar by Leandra so deurloop. Die Vader weet, ons dan by die hele dag gery om 'n vereniging uit te kom. En toe ons nou later agterkom, toe kom ons agter, ons is omtrent weer waar ons was, hier terug by Delma se wêreld. Nou, dit was 'n katastrofe, en u weet dat my vrou was baie gelukkig met daaroor, want ek meen, ons ry nou al die tyd in die motor en so meer. Maar dit sê vir ons dat baie keer wanneer 'n mens verkeerde roetes neem, dan neem dit baie tyd in beslag, en 'n mens wil amper dit vanaand vergeestelik deur te sê dat verkeerde geestelike roetes veroorsaak baie keer dat kosbare tyd gemors word. Tyd wat die Here in ons lewens kan werk, en tyd wat die Here ons kan gebruik, word dan vermors. En het kos ook baie geld. Julle wat my saamstem, hoe meer kilometers jy ry op die verkeerde pad, hoe meer moet jy daarvoor betaal. Maar ons sien dat hierdie 3 konings nou besluit geneem het dat hulle teen die Moabiete wil veg, en dan vra hulle vir hulle die vraag, met watter pad sal ons optrek? En dan sien ons dat hulle het dadelik 'n roete gekry, en hulle deur die woestyn gegaan van Edom af. En ons sien dadelik dat daar redelike probleme was, en dit bring my vanaand by my eerste gedagte, die woord van die Here is die pad. Nou ek wil dit graag weer herhaal, daar is nie 'n ander roete as die woord van die Here nie. Die woord van die Here is die lig op ons pad, en ook die lamp vir ons voete. Die 20ste vers van Spreuke sê, wie ag gee op die woorde, sal die goeie vind. Psalm 119 vers 105 sê, die woord is 'n lamp vir my voet, en 'n lig op my pad. Jy sien, dit is my rigsnoer, is die woord van die Here. So dit is belangrik dat wanneer ek besluite in my lewe neem, dat ek die besluite sal neem volgens die woord van die Here.
Dit bring by ons 'n baie belangrike gedeelte van dit wat ons as Christen, of die verantwoordelikheid wat ons het as Christen, om tyd te spandeer met die padkaart, om seker te maak, wat wil die Here hê moet ek doen? En dikwels dan hoor ons dat mense vra vir ons, pastoor, ek wil so graag die wil van die Here ken, en kan ek vanaand vir u onomwonde verklaar, dat die woord is die wil van die Here. En as ons tyd spandeer in die woord van die Here, sal die Heilige Gees kom en hy sal hierdie woord lewendig in ons midde maak. En hy sal hierdie woord kragtig in ons midde laat werk. En die Heilige Gees sal die dinge wat vir ons belangrik is, sal die Heilige Gees vir ons uitlig. En ons sien in Spreuke die 3de hoofstuk in die 6de vers sê, ken die Here in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. So die eerste beginsel vanaand, wanneer ons dink aan hierdie 3 konings wat 'n besluit geneem het, dat watter roete moet ons neem, dis die roete is die woord van die Here. Maar ek wil tweedens ook vanaand vir u sê, dat dit is nie altyd so, dat wanneer 'n mens die roete neem, dat alles wat op daardie pad geseën en gelukkig is nie, of dat dit met jou goed gaan nie. Dit beteken nie noodwendig dat ek, wanneer ek 'n woord van die Here ontvang het, of 'n roete van die Here ontvang het, dat op daardie pad daar nie uitdagings sal wees nie. Ons sien dit dikwels in die Bybel, dat die Here van sekere mense sekere dinge verwag het, en dan sien ons dat wanneer hulle die roete gevolg het, dat daar groot uitdagings was, wat in die pad gelê het, en waardeur hulle moes gegaan het. Ons weet dat Daniël in die leeukuil beland het, in die wil van die Here, en Sadrag, Mesach en Abednego in die 4 oor beland het, nog steeds in die wil van die Here. Maar ons sien hier 'n baie interessante ding, dat daar 'n behoefte ontstaan, en die Bybel sê, dat hulle vir 7 dae lank getrek het, en geen water gevind het nie. Nou jy sal met my saamstem, dat as 'n mens in 'n half woestynagtige wêreld is, en daar is nie genoeg water vir die perde, en genoeg water vir die manskappe nie, dat 'n mens in 'n redelike groot probleem kon kom, en dit het 'n redelike mate van vrees by hulle gebring, of so 'n mate dat hulle begin het om te sê, maar ons moet die aangesig van die Here soek. En is daar nie iemand, 'n man van God, wat vir ons 'n woord van die Here kan gee, en wat vir ons kan sê, wat wil die Here met ons doen? Ons weet, ons het nou opgetrek, ons het weggetrek, maar nou vind ons daar's droogtes, ons vind daar's probleme, ons vind daar's uitdagings, en ons sien in hierdie gedeelte, en jy kan dit gerus verder gaan lees, dat hulle begin het, en hulle het gevra, dat hulle of daar nie iemand is wat die woord van die Here vir hulle kan bring nie. Ek wil graag my tweede gedagte vanaand na u toe bring, in die konsep van die woord van die Here is geseën. Ons het nie nodig om te bid dat die Here sy woord seën nie, sy woord is geseën. Ons bid baie keer dat die Here die bediening van die woord sal seën. Maar die woord van die Here is geseën. En kom ek sê vanaand vir u, alles wat die Here reeds in sy woord gesê het, is geseën. Ons hoef nie die seën van die Here daaroor te bid eintlik nie, want dit is geseën. Ons is geseënd met alle geestelike seëning en rykdom in die hemel. En ons word bekroon met krag en met heerlikheid. En Josafat vra, is hier nie 'n profeet van die Here, dat ons 'n woord van die Here kan kry nie? Dit bring my vanaand by hierdie gedagte om net vir u te noem, dat dikwels, wanneer 'n mens 'n roete gevolg het, dit baie krities belangrik is, dat ons in daardie situasie die aangesig van die Here sal soek. Al weet ons is in die wil van die Here, dat ons die bevestiging sal kry, en dat ons sal hoor wat die Here vir ons wil sê in die bepaalde situasie. Hulle sit met droogte, hulle sit met geen water nie, daar's niks water om te drink nie. En ons sien dat die Here bewerk 'n woord deur Elisa, en Elisa vra 'n siterspeler. Dit was my so mooi. Hy sê dat daar 'n siterspeler kom, en dat hy vir my kom speel. En die Bybel sê, en terwyl die siterspeler begin het om hierdie siter te speel, het die hand van die Here op Elisa gekom. Met ander woorde, die heerlikheid van die Here het oor Elisa gekom. En in daardie oomblikke, toe vind ons, dat terwyl die heerlikheid van die Here plaasgevind het, het daar ook 'n woord van die Here gekom. En ek wil u aanmoedig vanaand, vriende, dat wanneer ons in so 'n bepaalde situasie kom, en ons bid, en ons kom soos wat Elisa gekom het, en hulle gekom het, en gevra het dat daar 'n soort van 'n verootmoediging voor die Here sal wees, dat ons in aanbidding sal kom, en kom buig voor die Here, dat ons 'n woord van die Here kan kry, en vir die woord van die Here ontvang. Sien ons dat die Here praat met Elisa, en Elisa gee 'n besondere woord van die Here ook vir hierdie persone. Dit bring my vanaand by die derde gedagte, dat die Here is meer as genoeg.
Kom ek sê vanaand vir u, dit maak nie saak wat ons van die Here nodig het nie. Dit maak nie saak in watter behoefte ons vanaand mag staan nie, maar hy is meer as genoeg. Daar's 'n ou koortjie wat sê, he is more than enough. He is El Shaddai. Die Here is vanaand die een wat meer as genoeg is. Nou sien ons in hierdie gedeelte dat terwyl die woord van die Here deur Elisa kom die Here en die Here sê vir hulle dat hulle hierdie dal wat daar is, moet hulle vol gate maak. En dan sê die Here vir hulle, daar sal reën wees, maar daar sal nie wolke wees nie. Nou ek dink baie van ons sou gesê het, Here, maar hoe wil u dit doen? Ek meen as daar nie wolke gaan wees, daar nie wind gaan kom nie, hoe gaan daar reën kom? Maar die Here sê vir hulle, maak gate. En weet jy wat ek opgetel het? Dat dis dikwels in 'n mens se kritiese omstandighede waar die Here vir jou die mees eenvoudigste dinge vra. Die Engels het ander woorde, dit voel amper half simpel dat die Here dit so kan stel dat hulle in hierdie omstandighede gate moet grawe. Ek meen is so dor, as jy net 'n gat grawe, is net stof waar jy sien en daar's net stof wat oral beweeg. Maar die Bybel sê dat die Here sê deur Elisa, dat hulle moet gate grawe en die Here gaan vir hulle reën gee. Kom ek sê vir u, dat die Bybel het ook hier 'n verklaring gemaak, hy sê, die dal sal vol water word, en julle vee sal daaruit drink. Kom ek sê vir u, dis vir my, die voorsiening van die Here, die ingryping van die Here, nie deur die feit dat ons dit sou verwag het, dat daar wolke sou kom, daar pragtige weerlig sou kom, en dit donker sou word, en ons sê, maar hier kom 'n pragtige reën, en die volk, die Here gaan loof prys. Die Bybel sê, dat daar water aangekom na hierdie plek toe. Die Here het water gestuur wat soontoe geloop het. In 'n dorre woestyn waar dit droog is, het hulle gate gemaak. Kan nie die geloofsdaad sien, dat wanneer daar niks is nie, het hulle 'n woord van die Here. Wanneer in moeilike omstandighede kom en daar dors kom en droogte kom, het hulle 'n woord van die Here. Maar hulle reageer op die woord van die profeet. Hulle doen wat die profeet vra. En ons sien hoe dat die Here bewerkstellig. In 2 Kronieke 3 vers 20 sê, en die volgende môre omtrent die tyd van die spysoffer, het daar met eens water van Edom af gekom, sodat die land vol water geword het. Maar so pragtig hoe dat die Here in die tyd van die spysoffer bewerkstellig, terwyl hulle dink hulle bring 'n spysoffer, toe sê hulle, ek hoor die waterstrome kom, so wonderskoon, so wonderskoon. Ek hoor daar's 'n voorsiening van die Here wat gaan ingryp in hierdie bepaalde omstandighede. En dit bring my vanaand by die gedagte kerk van die Here Jesus Christus, dat ons nie vir die Here moet voorskryf hoe die Here dit moet doen nie, maar die Here moet vertrou vir dit wat hy gaan doen. Jy weet, op daardie plek kan kom in my geestelike lewe, maar ek net 'n verootmoediging kom en sê, Here, ek weet nie hoe jy dit gaan laat plaasvind nie, maar my hart is in verwagting. Ek het 'n afwagting, Here, dat jy ingryping gaan bring in hierdie saak wat vir my so onmoontlik lyk. Ons is in die woestyn en daar is geen water, daar is geen wolke nie, maar Here, jy het beloof dat as ons hierdie gate grawe, dat hierdie dal vol water sou word. Maar hulle kom met daardie verootmoediging voor die Here. En ons sien hoe dat die Here sy woord bevestig met wonders en tekens en kragtige dade. Weet, baie keer wanneer 'n mens die hand van die Here in werking sien, dan bring dit eintlik by 'n mens daardie oortuiging dat God nie regtig mense nodig het om wonderwerke te laat plaasvind nie, maar dat die Here dikwels mense gebruik om iets te doen, sodat hy die bonatuurlike, die natuurlike ding vir hulle was, om daai gate te grawe. Ek het baie keer gewonder, of hulle gedink het, terwyl ons die gate grawe, gaan die Here sommer die water deur die gate laat kom. Ek sou so geglo het. Ek sou vir die ouens sê, manne, grawe sommer so diep as julle kan, grawe deur tot by die see, maar ergens grawe net tot julle water kry. Want die Here sê, hier gaan water kom, en ons glo dit gaan uit hierdie gate kom. En miskien was hulle oë nog gefestig op die gate wat hulle gegrawe het, hoor hulle, maar God het 'n ander rigting uit 'n ander hoek uit die Here voorsiening gebring in kerk. Ek wil vanaand weer sê, dat ons moenie God in daardie plek in reduseer waar ons dink dat God net so kan werk nie. Hy is die God van die bonatuurlike. Die God wat kan ingryp en deur omstandighede water laat kom en voorsiening laat kom en genesing laat kom en finansies laat kom, dat jy verstom sal staan en sê, Here, ek het nooit gedink, het nooit geweet dat die Here dit op hierdie manier sal doen nie. Ek het 'n paar gedagtes hier afgeskryf wat ek dink 'n belangrike les vir ons sal wees in hierdie gedeelte. En die eerste ding is, gebruik die woord van die Here om jou pad vir jou te wees. Gebruik die woord van die Here.
En ons het dit vanmôre ook gehoor, kom ons kom op daardie plek, waar ons 'n verhouding het met die woord. Jesus is die woord, is dit reg? So Jesus is die woord, dat ons 'n verhouding het met die woord van die Here. Tweedens, wanneer probleme opduik, moenie net koers verander nie. Jy weet, baie keer, as daar probleme kom en sê, ek is buite die wil van die Here, jy kan dalk binne in die omstandighede, binne in die wil van die Here wees. Dis waarom dit so belangrik is, dat jy 'n kontak sal hou met die Here, en maaks wat hulle gemaak het, is daar nie iemand wat vir ons 'n woord van die Here het nie. En ons is bevoordeel in die Nuwe Testament, dat ons het die Heilige Gees in ons vanaand. Dat wanneer ons in omstandighede kom en ons weet nie wat die probleem is en ons weet nie waarom gebeur dinge negatief in die bepaalde situasie, dan kan ons op die plek kom waar die Heilige Gees vir ons kan sê en ons hart kan sê, maar jy is nog steeds weer regte pad, verwag 'n wonderwerk, die Here gaan groot dinge doen. So moenie noodwendig net jou koers verander nie. Ek wil regtig vanaand sê, ek dink, daar's dit mense vanaand in hierdie kerk en wat na my luister, wat die geklank van my stem hoor, wat baie keer terwyl in die proses was, waar God wonderwerke wou bewerkstellig het, hulle koers verander het, en buite die wil van die Here gegaan het, en groot tragiese nagevolge gehad het. Die derde ding wat ek hier afskryf, kom in aanbidding voor die Here, sodat die Gees van die Here vaardig kan word. Kom op so 'n plek waar jy self verantwoordig, praat nie van hierdie kleine kindjie binneteer gebedjies nie, wat ons sing voor ons gaan slaap, om seker te maak dat as ons dood gaan, ons daarmee hel toe gaan nie. Ek praat van om in aanbidding voor die Here te kom, om daai plek te kom waar die Gees van die Here oor jou vaardig kan word, waar jy bewus word van die teenwoordigheid van die Here. Want luister vanaand kerk, God wil met ons praat. En sy Gees woon in ons, so God se begeerte is om met jou te praat in jou moeilike omstandighede. Hoeveel keer is daar mense wat vir my getuienis gebring het, terwyl hulle in 'n bepaalde situasie was, dat die Here vir hulle opdragte gegee het om te doen, wat die Here graag wil hê hulle moet doen, dat hulle beweeg het, en hoe dat die Here voorsiening gebring het, ten spyte van die omstandighede. En nou jare terug het jou 2 pastore vertel, hulle was ergens in die Kaap. Toe sê die Here vir hulle dat hulle moet gaan spesiale dienste. En hulle sê, Here, maar jy weet, ons het nie as brandstof in ons motors te gooi nie. Hoe wil jy ons in spesiale dienste gaan hou? En Here sê, al wat ek vir julle gesê het, is julle moet ry. Waarom raak julle bekommerd oor die voorsiening? My opdrag is gaan gaan hou die dienste. En hulle sê, hoe ry hulle, en hoe raak die voertuig se metertjie al laer en al later en laer. En hulle sê, later as hy naby E kom, die jong mense het 'n stelling wat hulle maak, hulle sê as hy naby die E kom, dan noem hulle daar's nog enough brandstof in. En hulle besef toe dat ergens met daar voorsiening kom, en hulle sien toe wel, hier is die naaste motorhawe, hou stil in. En hy sê, en die Here sê vir hom, nou moet jy vir die petroljoggie sê, jy moet vol maak. Nou ek wil sê, dis 'n gevaarlike ding, want as jy vol gemaak is, jy betaal, jy kan jou toesluit. Hy sê, wel, hy het 'n woord van die Here, en hy sê vir die petroljoggie, maak vol. En hulle staan maar so om die motor, en die petroljoggie maak vol, en daar staan net so, aan die ander kant staan daar ook 'n motor, en 'n man is besig om sy voertuig vol te maak, en toe die petroljoggie klaar, hierdie kant is, daai kant toe sê vir, bring daai man se rekening ook vir my, ek betaal dit. Jy sien, God is 'n God wat voorsien, en op 'n bonatuurlik, hulle dalk miskien gedink dat die petroljoggie sal sê, goed, ek het nou 'n klomp geld gespaar, oorgehad, en ek sal dit vir julle gee. En jy gebruik die Here 'n heel ander manier, wat die Here die wonderwerk bewerkstellig. So, kom in aanbidding voor die Here, en dat ons in die teenwoordigheid van die Here, sy Gees, krag en heerlikheid kan openbaar. Die Here sal hom openbaar, en groter dinge doen, as wat jy verwag. As jy gaan kyk na hierdie gedeelte, het die Here gesê, nie net gesê dat hy vir hulle die water sou gee nie, maar ons sien ook dat die Here vir hulle die oorwinning gegee het oor die Moabiete. So daar is 'n addisionele bydra wat die Here lewer, en sê, julle is so bekommerd oor die water, maar ek wil nie net vir julle water gee nie, ek gaan ook julle vyand in julle hand gee. Jy sien, baie keer is dit juist dit wat ons verhoed om deur te breek, is dat mense so dikwels vaskyk teen hulle tekortkomende, dit wat hulle vashou, en sê, ag pastoor, ek sukkel met hierdie meer, en ek sukkel met hierdie probleem, en ek sukkel met daai probleem, en die ander het eendag gesê, hy sukkel met sy skoonma, en almal het maar net gesukkel, en baie keer, dan kyk ons vas teen hierdie goed, en dan kom die Here en hy sê vanaand vir jou, luister, as jy my gaan vertrou, gaan ek groter dinge doen as wat jy verwag. He is more than enough. Weet, baie keer het ek in my eie lewe gesien, dan vertrou ek die Here vir hierdie ding, maar wanneer die Here inkom met sy krag en heerlikheid, dan doen die Here groter dinge as wat ek verwag het, en wat ek in daardie oomblik gedink het die Here kan doen.
Glo vanaand dat die Here wil hê dat ons op die plek sal kom waar ons die Here sal vertrou vir sy krag en vir sy heerlikheid. Die vraag is, waar is jy vanaand? Miskien is jy die persoon en die een wat luister wat sê, ag pastoor, ek voel soos daai ouens wat vir 7 dae in die woestyn rondtrek en ek het nie water en ek het 'n dors in my binnekant. Jou dors mag miskien vanaand wees 'n sondige gewoonte. Jou dors mag miskien vanaand wees dat jy teruggeval en verkoud het in jou geestelike lewe. Jou dors mag miskien vanaand wees dat jy 'n behoefte het aan genesing. Jy het miskien vanaand 'n behoefte aan 'n ingryping van finansies of wat dit ook al mag wees. Jy sê dit voel as die Here my verlaat het en so dikwels het mense vir my gesê, ag pastoor, dit voel as die Here my gelos het. Kom ek sê vir u, daar's 'n belofte van die Here wat hy self gemaak het. Ek sê julle nooit begewe en julle nooit verlaat nie. Kom ek sê vir u, dat die Here sal jou nie verlaat nie. Hy sê al gaan jy deur die vuur, dit sal nie verbrand nie. Al gaan jy deur die water, dit sal nie oorstroom nie, want ek sal met jou wees. Sien, die belangrike ding is dat op hierdie pad moet ek die Here vertrou en ek moet die Here glo dat dit wat die Here vir my instoor het, gaan kom deur my verootmoediging. En is amper dieselfde as wat jou tannie vir my by 'n geleentheid gesê het, toe ek die Here gevolg het deur die doopwater en dit was 'n tannie wat vir baie jare die Here gedien het, so 'n diep indruk op my lewe gemaak, toe sy voor my staan sê, ou seun, as jy moeg word op hierdie pad, moenie omdraai nie, gaan sit liewerster. En ek wil vanaand vir iemand sê, dit is so belangrik, dat die pad wat die Here vir jou daaruit gestel het, miskien het jy dalk die verkeerde pad geneem. Miskien was daar 'n besluit wat jy geneem het wat vir jou baie hartseer veroorsaak het. Miskien het die besluit wat jy geneem het was in 'n oomblik van swakheid en sondig 'n toestand gewees en jy nie gedink het oor wat jy besluit het, maar weet jy wat? God wil altyd hê dat ons terugkom by die kruis van Golgotha, want die kruis is altyd 'n nuwe begin. En die Here kan selfs jou verlede gebruik. Kry dit so baie keer, wanneer mense praat en vertel, en baie keer in die gevangenis is, hoe dat hulle 'n rowwe lewe geleef het, en daar buitekant in die sondige toestand geleef het. En dan wanneer hulle in die gevangenis sit, kom hulle tot bekering. Dan gebruik die Here hulle daar as magtige instrumente in die hand van die Here. En 'n mens kan sê dat ek glo nie dis die pad wat die Here wil hê dat 'n mens moet loop nie. Maar kom ek sê, dit maak nie vanaand saak waar ons is nie. Maar as ons die aangesig van die Here soek, al was u vanaand soos hierdie 3 konings in 'n situasie waar hulle vir dae gegaan het en geen water gehad het nie. En hulle besef het dat hulle het nodig om 'n woord van die Here te kry, 'n belofte van die Here. Wat jy kan vashou in jou hart kan bære en vanaand sê, Here, ek gaan hierdie belofte gaan ek vashou. Ek weet u gaan my deurdra. Ek weet u gaan my nie los nie. Erns gaan daar iets vir my deurbreek. Here, ek weet u gaan vir my voorsiening bring. Here, my oë is gefestig op u. Ek kyk nie angstig rond nie. Ek vertrou die Here met my hele hart en my hele wese. En jy in daardie pragtige atmosfeer van verootmoedigende aanbidding voor die Here kom. Dan kom die Here deur sy gees, wat die Here deur Elisa gewerk het. En die Here gee 'n woord en hy sê vir jou, dat ek gaan vir jou water bring in jou dorre woestyn. Ek gaan daardie plek en ek sien hierdie gate wat hulle gemaak het, geestelik, en daarby wil ek afsluit vanaand. As die holtes wat 'n mens skep vir die Here, om die water in te gooi. Dit laat my altyd dink daaraan dat ons onsself sal ontledig, sodat ons vol kan word van die Here, ons gevul kan word met die inhoud van die Here, dat ons met sy heerlikheid aangeraak kan word, en die Here die versadiging kan bring. En Vader, ek sê vir u baie dankie vir elkeen wat hierdie woord hoor vanaand, en daar sit mense vanaand, Here, wat in die woestyn rondtasse, en wat droogtes beleef, en die Here, ek weet vanaand dat u het 'n plan, en Here, dat ons nie sal omdraai nie, dat ons oog gefestig sal hou op Jesus ons leidsman en die volëinder van ons geloof, dat hy kragtig sal werk in daardie lewens, want ons vra dit in Jesus naam. Amen.